Groet in die wonderlijke naam van ons koning Jesus Christus, geliefdes. My naam is Israel Thuis en welkom by Broodbreek, die program van die Here waar ons dagelijks een hoofstuk in die Nieuwe Testament het lees, met die doel om ons christenen te versterken en te vernieuwen op een dagelijkse basis, ook met die doel om die Nieuwe Testament te voltooi by 2025. Vandaag gaan ons voort met Handelinge hoofstuk 19 en die opskrif lees, Paulus begin met sy derde sendingsreis. Terwyl Apollos in Korinthe was, het Paulus deur die binnelandse gebiede van Klein-Asië, Efesië toegereis. Daar het hy 'n groepie gelowiges gekry. Hy het vir hulle gevra, het julle die Heilige Gees ontvang toe julle begin glo het? Ons het nie eens gehoor dat daar 'n Heilige Gees is nie, het hulle hom geantwoord. Met watter doop is julle dan gedoop, het hy gevra. Hulle het geantwoord, met die doop van Johannes. Paulus sê toe, Johannes se doop was 'n bevestiging dat 'n mens sou van die sonde bekeer het tot God. Johannes het self vir die volk gesê hulle moet in Jesus glo, die een wat hy gesê het na hom kom. Toe hulle dit hoor, het hulle in die naam van die Here Jesus laat doop. Toe Paulus sy hande op hulle sit, het die Heilige Gees op hulle gekom en hulle het in ander tale gepraat en geprofeteer. Altesaam was dit ongeveer 12 mans. Paulus is toe na die sinagoge en hy het daar vir 3 maande lang met vrymoedigheid gepreek. Hy het besprekings gehou en oortuigende argumente aangevoer oor die koningheerskappy van God. Party was egter koppig en wou hulle nie laat oortuig nie. Hy het ook voor die gemeente sleg gepraat van die pad. Toe het Paulus die sinagoge verlaat en hy het gelowiges saam met hom gevat. Hy het daagliks in die lesingssaal van Tyrannus besprekings gehou. So het dit vir die volgende 2 jaar gegaan, sodat almal in die Romeinse provinsie Asië, Jode sowel as Grieke, die boodskap van die Here gehoor het. God het deur Paulus se optrede wonderbaarlike dinge gedoen, sodat selfs wanneer doeke of voorskote wat aan sy vel geraak het, op siekes gesit is, hulle siektes verdwyn het. Selfs bose geeste het uit mense uitgegaan. Party rondreisende Joodse geesuitdrywers het ook probeer om die naam van die Here Jesus te gebruik, om vir mense wat bose geeste gehad het. Die formule wat hulle geprobeer het was, ek dryf julle uit in die naam van die Jesus vir wie Paulus verkondig. Hierdie geesuitdrywers was die 7 seuns van 'n senior Joodse priester, Skeva. Maar die bose gees het vir hulle gesê, Jesus ken ek, en van Paulus weet ek, maar wie is julle? Die man in wie die bose gees was, spring toe onder hulle in. Hy was te sterk vir hulle en kry die oorhand oor hulle, sodat hulle kaal en erg beseer uit daardie huis gevlug het. Die gebeure het bekend geword by al die Jode en Grieke in Efese. 'n Gevoel van diep ontzag het oor hulle gekom en die naam van die Here Jesus is groot gemaak. Baie van die wat gelowig geword het hulle aangemeld en al hulle praktyke openlik bely. Hele party van die wat toerkunste beoefen het hulle toerboeke saamgebring en voor almal verbrand. Die waarde van die boeke was 50.000 silwermuntstukke. So het die woord van die Here kragtig gegroei en sterk geword. Hierna het Paulus deur die Gees gedring, besluit om deur Macedonië en Achaïe na Jerusalem te reis. Na ek daar was, het hy gesê, moet ek ook Rome sien. Hy het 2 van sy helpers, Timotheus en Erastus, met 'n mandaat Macedonië toegestuur. Self het hy nog 'n tyd lank in die provinsie Asië gebly. Juis in daardie tyd was daar 'n taamlike groot opskudding oor die pad. Dit het begin by 'n silversmid met die naam Demetrius. Hy het silwer Artemis tempeltjies gemaak en vir ambagsmanne 'n beduidende verdienste verskaf. Hy roep toe die ambagsmanne en ander wat soortgelyke werk doen en sê vir hulle, manne, julle weet dat ons voorspoed uit die bedryf kom. En nou sien en hoor julle dat hierdie Paulus 'n beduidende klomp mense van sy standpunt oortuig het, naamlik dat gode wat met die hand gemaak word, glad nie gode is nie. En dit gebeur nie net in Efese nie, maar is byna die hele provinsie Asië. Dit is nie net 'n geval van ons bedryf wat gevaar loop om sy goeie naam te verloor nie. Die gevaar bestaan ook dat die tempel van die groot godin Artemis
wat die hele Asië en die wêreld as God vereer, as niks werd beskou word en dat sy van haar grootheid beroof gaan word. By die aanhoor hiervan het hulle woede oorgekook en hulle het begin skreeu. Groot is Artemis van die Efesiërs. Die hele stad was in rep en roer. En soos een man het die mense amfitheater toegestorm. Hulle het vir Gaius en Aristarchus, albei Macedoniese reisgenote van Paulus, saamgesleep. Paulus wou saam met die betogers ingaan, maar die gelowiges wou hom toelaat nie. Ook het party van die hoë amptenare van die provinsie Asië, wat Paulus se vriende was, vir hom 'n boodskap gestuur en hom gewaarsku om dit nie in die amfitheater te waag nie. Binne die amfitheater het party dit geskreeu en ander dat. Die vergadering was 'n regter in die war en die meeste het eintlik nie eers geweet hoekom hulle daar by mekaar was nie. Sommige van die Jode het vir Alexander vorentoe gestoot en hulle het uit die skare vir hom gesê wat hy moet sê. Hy het met sy hand beduie dat hy iets ter verdediging vir almal wil sê, maar toe hulle agterkom dat hy 'n Jood is, was daar vir byna 2 uur lank een kreet van die kant van die skreeuende skare. Groot is Artemis van die Efesiërs. Groot is Artemis van die Efesiërs. Uiteindelik het die stadskrywer die betogers tot bedaring gebring. Efesiërs, het hy gesê, daar is seker geen mens wat nie weet dat die stad Efese die tempelbeskermer is van die groot Artemis, wie se beeld hier by ons uit die hemel geval het nie. Dit staan soos 'n paal bo water. Bedaar dus en moenie iets oorhaastigs doen nie. Julle het hierdie mans hierheen gebring, alhoewel hulle nie iets uit ons tempel gesteel of ons godin beledig het nie. As Demetrius en sy ambasmanne dus 'n klag teen iemand het, hofsittings word gehou en daar is gouverneurs, dat hulle mekaar daar gaan aankla. En as julle verdere klagtes het, moet die saak op 'n wettige volksvergadering ter tafel gebring word. Ons loop eerlikwaar gevaar om oor vandag se gebeure van opstand aangekla te word. Daar is geen gronde vir hierdie betoging nie en ons kan dit nie verantwoord nie. Hiermee het hy die vergadering verdaag. Amen. En daar is ons geskrewe woord van God, geliefdes, onthou, die Here is lief vir u.